Goeiemôre vriende, baie hartlik welkom by ons oordenking vanoggend. Ons gaan uit Markus lees. Die eerste deel van die hoofstuk gaan wees dat Jesus na Nasaret gegaan het en daar bedien het onder sy eie mense. Die tweede deel in Markus 6 gaan dan oor hoe dat hy die disippels uitstuur om ook na ander dorpe toe te gaan. So kom ons lees Markus 6 vanoggend vanaf vers 1 tot 13 uit die 2020 vertaling. En hy het van daar af vertrek en na sy tuisdorp gegaan. Sy disippels het hom gevolg. Toe die Sabbat aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer. En baie van hulle wat hom gehoor het, was verwonderd. Hulle het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge? En watter wysheid is aan hom gegee, dat sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie? Hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het toe vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en binne sy familiekring en in sy huis. En hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het en deurdat hy hulle die hande opgelê het. Hy was verbaas oor die mense se ongeloof. Die tweede gedeelte gaan nou oor die uitstuur van die 12. Hy het by die dorpies in die omgewing rondgegaan en die mense onderrig. Hy het die 12 nader geroep en hulle begin om hulle 2-2 uit te stuur. Hy het vir hulle gesag gegee oor die onrein geeste. Ook het hy hulle beveel om niks vir die pad saam te neem, nie behalwe net 'n wandelstok, nie brood of 'n reissak of geld in die gordel nie. Hulle kon wel sandale hê, maar het hy gesê, julle moenie 2 kledingstukke aantrek nie. Hy het ook vir hulle gesê, waar julle in huis ingaan, bly daar oor totdat julle weer daarvandaan vertrek. Maar as 'n plek julle nie verwelkom nie, of die mense nie na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof van julle voete af as getuienis teen hulle. Hulle het toe uitgegaan en gepreek dat die mense hulle bekeer. Hulle het baie demone uitgedryf en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak. Liewe vriende, as jy op reis gaan, kan ek jou vanoggend vra, hoeveel goed pak jy in? Is jy iemand wat lig reis of reis jy swaar? Ons teks vertel vir ons hoe dit is om saam met Jesus op reis te wees, om hom as deel van ons reisgeselskap te hê. Ons hoor eerstens dat mense se reaksie op Jesus, ook ons eie reaksie, ons kan verhinder om te sien hoe hy op die reis ons paaie beter kan maak. Ons gaan tweedens ook hoor dat as ons saam met hom reis, dit nie nodig is om swaar te reis nie. Ons hoef nie baie goed in te pak nie. En derdens ontdek ons ook hoe die ervaring lyk van diegene wat deur Jesus gestuur word. Dit bemoedig en dit versterk ons. Dit help ons om met teerstand en teleurstelling te kan saamlewe. So kom ons kyk eers na die vooroordele van mense. Ons is dikwels baie bekommerd oor die era waarin ons lewe en ons vergelyk dit met die eindtyd. Ons sê dat die mens van vandag nie meer glo in God nie, en dat die afvallige gedrag van mense dit tog duidelik wys. Ons sien dit in die wêreld. Vriende, hierdie tipe gedrag het reeds in die Ou Testament voorgekom. En hier waar ons nou lees in die Nuwe Testament, word daar weer vertel dat dit gebeur. Jesus sê duidelik dat die mense nie meer glo nie, selfs nie in hom wat as ware God voor hulle staan en met hulle praat nie. Hy sê dat selfs sy eie familie nie in hom glo nie. Op 'n ander plek in die Bybel staan daar geskryf dat sy familie gedink het, hy is bietjie van loetjie getik, so eentjie vroeër Markus 3.
Jesus is soos Josef van destyds, wie sy broers ook gedink het, hy is nie lekker hierbo nie, hy matig hom dinge aan. Maar daar kan verskillende redes wees, waarom mense nie in Jesus glo nie, waarom mense nie God wil volg nie. Die een is, mense dink aards, en verstaan daarom nie God se denke en werke nie. Ons beoordeel dinge vanuit die aarde, vanuit hoe ons meen sake hanteer moet word. Goeie vriend vertel vir my nou in die afgelope week van sy seun, wat aan hom verduidelik hoe hy soms met 'n gevloek en 'n geskel sy medewerkers moet aanpraat om iets gedoen te kry. Hy sê dit help jy praat mooi nie, jy moet op hulle vloek. Dus sy pa vir hom aanmoedig om dit op 'n meer Christelike manier te doen. Hou hy net vol, hy sê nee maar pa, dit werk nie. Ek het dit beproef, dit werk nie. So gaan dit met ons. Ons hou aan om die aardse metodes te gebruik en ons vertrou God nie as hy ons op ander maniere wil laat lewe nie. Dit is in werklikheid 'n lewe van ongehoorsaamheid. En Jesus suggereer in die teks dat 'n lewe van ongehoorsaamheid eintlik maar 'n lewe van ongeloof is. Tweedens, wat ons hier sien is, daar's nog 'n manier waarop ons God kan miskyk, naamlik wanneer die eie ek ons oë verblind. Jesus sê, mense wil nie erkenning gee aan ander nie. Daar's 'n soort afguns by ons te bespeer. Mense dink by hulle self miskien, nou hoe kan ons nou na ander luister? Hy is maar net oom Willem en tannie Martha se kind. Hulle was nie eens mense van aansien in ons dorp nie, nou kom hy na ons toe terug, en nou wil hy vir ons vertel wat ons moet doen. Hy matig hom dinge aan. Jesus sê in vers 6, en ek herhaal dit, dat dit eintlik 'n teken is van hulle ongeloof. Daarom kon selfs die kragtige dade wat hy gedoen het, hulle nie beïndruk en hulle ooreed om ware navolgers van God te word nie. Hulle kyk vas in hulle eie persepsie oor die persoon. Vriende, die geheim om waarlik gelukkig te lewe is om oop vir Jesus te wees. Om oop te wees vir die verskillende en die onverwagte maniere hoe hy op ons reis teenwoordig is. Hy verskyn in ons in sy woord, maar ook in die mense en die gebeure soos wat ons op die reis is. Nou die toets of mense en gebeure deur God na ons gestuur is, vir ons 'n boodskap inhou, is of hulle binne die openbaring van God bly, en of die boodskap wat ons by hulle hoor, waarheid word. In ander woorde, vertel hulle regtig wat God sê, en gebeur dit soos hulle sê. In die Ou Testament is die profetiese boodskap altyd gemeet aan die ooreenkoms met die geopenbaarde waarheid, wat vir hulle die wet was, en aan die ander kant, of die woorde wat hulle gesê het, waar geword het. So, ons is vandag nog in dieselfde posisie. Ons moet ook vandag nog ons profete kan uitken, en die ooreenkoms van hulle boodskap met die woord van God, en die uitkoms van die boodskap, bly maar dieselfde. Ons toets hulle as het ware, aan die uitkomste ook. Maar ons moet leer, dat ons die vooroordele wat ons het oor die lewe en oor mense, dat ons dit weer ernstig moet herbesoek. Ons moet nie mense afskryf omdat hulle volgens ons persepsie nie goed genoeg is nie. Ons moet eerder oor alles, oor mense en gebeure, vra of God nie dalk hierdeur met ons wil praat nie, of ons nie op spesiale maniere deur dit gelei word, om die voorsiening en leiding van God in ons lewens te ervaar en ontvang nie. Daarom moet ons versigtig wees met ons vooroordele. Dit kan eerder van ons ongeloof getuig. Ons moet alles toets aan die woord van die Here en aan die vrug wat dit oplewer. So dis die eerste manier om God mis te kyk, ons is nie oop is vir hom nie. Tweedens word hierdie in die gedeelte van ons vertel daarvan, dat ons lig moet reis. Waarmee stuur Jesus ons? Hy stuur ons nie met 'n swaar sak vol kos en klere nie. Hy wil ons juis nie laat fokus op die aardse nie, maar wil ons laat vertrou op alles.
in alles op hom. En daarom sê hierdie teks gewoon, hy het hulle gesag gegee oor onrein geeste, vers 6. Jesus se fokus is op innerlike genesing en gesonde menswees. Hy wil mense laat verstaan dat hulle nie in vrees vir vreemde gode en gedagtes hoef te wees nie, maar dat hulle geluk, of dat geluk, dat ek so sê, vir elkeen beskore is, ongeag jou lewensomstandighede. Baie keer dan dink ons, ag, maar ek het nou oud geword en ek bejammer myself omdat dit vir my lyk asof almal op my vergeet het. Of ons is dalk siek en ons dink, hoekom is al die ander mense gesond en is dit net ek wat met hierdie siekte moet lewe? Ons kon dalk jonk en gesond wees, maar ons het 'n besering opgedoen en nou speel my spanmaats lekker rugby, cricket, wat ook al, en ons moet by die huis bly en ons bejammer onsself. Dit kan dalk wees dat ons ander mense wat meer geld of besittings of bronne het as ons verwens, en dan dink ons God is onregverdig, omdat ons dit nie ook het nie. Ek en jy moet weet, dat die Gees van God in ons is, wanneer ons lewe, wanneer ons by mense is, oral, en die Gees van die Here help ons om te getuig oor hoe dat hy in ons lewe gekom het en ons lewens verander het, hoe dat ook hulle lewens anders kan wees. En die derde saak is maar net, navolgers van Jesus kan altyd weerstand verwag. Ons is nie anders as Jesus of Josef nie. As ons hierdie roeping gehoorsaam, dan kan daar weerstand by mense wees. Daar sal mense wees wat nie daarvan hou om dit te hoor nie. Dit mag wees dat hulle van ons sê, maar wie is jy om dit vir ons te vertel? Ons moet onthou, ons is nooit alleen nie. Ons loop die pad saam met ander gelowiges. Tweedens, ons is ook nie swak nie, want ons het die lewegewende krag van die Heilige Gees in ons, by ons, wat ons help. So vriende, ek en jy hoef nie swaar deur die lewe te reis nie. Jesus sê, sy juk is sag en sy las is lig. Getuig daaroor dat jy deur Jesus vrygemaak is om waarlik vry te wees. Mag ander dit by ons hoor en ervaar. Die vryheid, die vreugde van lewe saam met die Here, saam met die Heilige Gees.